Verhoudings vanuit diensbaarheid help ons om te floreer. Een van ons mees basiese behoeftes is die behoefte aan vryheid. Ons gee dit ander terme, ons noem dit onafhanklikheid of ons noem dit rykdom. En tog waarsku Paulus ons dat ware vryheid beteken om nie net vir onsself te leef nie, maar dat dit ons juis oopmaak na 'n lewe van liefdevolle diens. Hy skryf vir Galasiërs 5 vers 13: Julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Nou hierdie perspektief bring 'n radikale verskil oor hoe mense oor verhoudings moet dink. Floreer kom nie net vanuit selfverwesenliking of sukses nie, maar uit die kwaliteit van ons verbindings met ander. Wanneer ons kies om in ander se lewens te belê, met ons tyd, met ons aandag, met beskikbaar wees, met luister, met diensbaarheid, dan plant ons saad wat vrugte dra van verryking, vreugde, vertroue en gesondheid. Diensbaarheid, veral wanneer dit nie verwag of 'n plig is nie, skep 'n veilige ruimte waarin ander kan floreer en ons ook daarin kan floreer. Navorsing het reeds bevind dat mense wat doelbewus in hulle verhoudings belê deur hulle tyd, empatie en diens, ervaar hoër vlakke van welstand. Gottman en Silver wys dat emosionele responsiviteit en aktiewe betrokkenheid in verhoudings die sleutel is tot langtermyn verbondenheid en gesondheid. En dit word ondersteun deur Walton, wat verduidelik dat sterk en ondersteunende verhoudings een van die mees konsekwente voorspellings van 'n mens se welstand en van jou lewensvervulling is. So wat sê dit als vir ons? 'n Selfgesentreerde lewe lei tot leegheid en alleenheid, maar 'n lewe wat uitreik, wat dien, vind en gee betekenis. Ervaar vryheid op sy beste deur hierdie verhoudings wat vanuit diensbaarheid geskied. Dit's 'n wen-wen. Leef geïnspireerd.